As jy nie menopause het of perimenopause is nie, asseblief skraal net verby want hierdie video is nie van toepassing tot jou nie. Maar as jy in perimenopause is en jy is menopausal en jy is vet, dan is hierdie video vir jou. Kykie girls, nee. Ek het ADHD. En ek het hardly gekoop daarmee, nee, my hele lewe lank. Het ek regtig gesukkel om te koop daarmee. Gooi so 'n bietjie in daarso insulienweerstandigheid, PCOS, endometriose en dan meng ons dit nou met menopause, hoë bloeddruk en cholesterol. En dan kry jy nou vir Talita wat hier voor jou sit vandag. Nee, ek dink dit is soos 'n siek joke wat iemand gehad het iewerster toe hulle my aan mekaar geplak het. Dis asof elke ding wat kan verkeerd gaan met 'n vrou, het nou verkeerd gegaan. En ek sit hier so vandag en ek dink by myself, wat die hel gaan ek maak? Want dit voel vir my of ek glad nie met my liggaam ken nie, nee? Dit is soos, ek het presies geweet wat om te doen om gewig te verloor, en ek het dit reg gekry, voor ek menopause geslaat het. En toe kom menopause, en dit gooi my vir 'n 6, ou maat. Ek weet nie waar ek is nie. Ek voel heeltemal, of ek nie eers, ek weet nie, ja. Ek ken nie myself meer nie. Ek voel as ek 'n identiteit, midlife crisis bereik het van nood. Op elke liewe cellulêre vlak in my liggaam het ek 'n midlife crisis bereik. In elk geval, vanoggend toe ek nou, gisteraand het een van ons vriende vir my gesê, hulle het 'n nier nodig. Nou, hier's die probleem. Ek kan miskien compatible wees vir hom, maar die probleem is, ek is te vet, my bloeddruk is te hoog. So ek sal nooit oorweeg word om 'n skenker te wees as ek nie maar nou 'n plan maak, nee. Maar dit is nie net vir hom wat ek wil doen nie. Dit is ook vir myself, nee, want ek het lui geraak. Ek het verskriklik lui geraak en ek gaan nou nie eers jok vir jou nie. Dit is nou nie een of ander siekte wat nou in my gat kom sit het. Nou ek weet nie eers hoeveel kilogram, 20 kilogram opgetel of wat nie. Ek weeg vanoggend 136 kilogram. 136 kilogram weeg ek vanoggend. En nou gaan daar van die vrouens sit wat sê wat, jy het al gesê jou goed te werk, hey, die goed werk, ek het opgehou met te gebruik, ek weeg nou te veel. Nee, die eetplanne werk, alles werk, kyk, die girls groep verloor baie mooi gewig met al die goed ek vir hulle gee. Ek self het opgehou met te gebruik. Ek het self opgehou om te eet, reg te eet, en ek het begin lê in die bed en my net lui raak. Ek is nie eers skaam om dit te sê nou nie, ek het vrek lui geraak. Vir 3 maande lê ek in die bed en doen omtrent niks nie. Ek doen net die bloody nodigste en so het my finansiële vooruitgang ook in sy glorie ingegaan nou. So, alles gebeur nou sommer so op een slag uit mekaar uitgeval. My finansies, my gewig, my liggaam, my gesondheid, alles in boer toe. Te beroerte gehad, as ek die filter af, dat ek nou gaan doen nie. Gaan jy nou duidelik kan sien wat ek bedoel. Maar ek gaan dit nie doen nie. Want ek hou nie daarvan om dit te sien nie. So, ek gaan nou vandag vir jou vertel wat ons gaan maak. Okay? Ons gaan ophou om lui te wees. En baie van julle sê, hier Talita, ek is nie lui nie. Ek staan 5 uur elke oggend op en ek doen werk en ek doen so goed by die werk. Ja, dis baie cool, maar wat doen jy vir jouself? Jy gaan miskien vooruit in jou werk, maar wat doen jy vir jouself, vir jou eie gesondheid? Wat doen ek vir myself? En dis die vraag waarmee ons moet sit. Het ons lui geword in ons gesondheid? Het ons lui geword om selfdissipline toe te pas? Want ja, depressie en al die goed het 'n impak en ek weet, want ek het dit, maar depressie kan jy ook net so ver vat vir die verskoning, nee? Op een of ander tyd moet jy vir jouself in die spieël kyk en sê, okay, right. Wat gaan ons nou maak? Hoe gaan ons hierdie reg maak? Want, dink bietjie wat het Jesus gesê vir daai ou wat so by die bed gelê het. Nee, en ek is daai ou wat so in die bed lê en wag vir iemand om my in die bad in te stoot dat ek kan gesond raak. Wag vir 'n dokter om vir my 'n miracle pill te gee. Wag vir die lus om my te pak om te gaan oefen by die gym. En elke maand gaan daar R1000 van my rekening af. Elke liewe bloody maand. En gaan net nie gym toe nie. Virgin Active, all that's active is my bloody bank account, fella.
Al wat maarder raak is my bankrekening. En ek kan die ding nie stop nie, want ek het mos 'n kontrak geteken, ek het mos nou gesê ek gaan dit doen. En dit is ook nie hulle skuld nie, dit is net my eie skuld. So, ek het al die fasiliteite wat ek moet doen, ek moet my gat net in rad kry en opstaan en dit doen. So vandag het ek werk om te doen, en ek gaan so 11:00 of 12:00, net na 12 as ek klaar die laaste video's geskiet het vir 'n supermark hier so in Oos-London, vir social media, gaan ek gaan gym. Ek gaan my man vat en ons gaan gym. Ons gaan swem en ons gaan bietjie strength training doen. En hierdie keer gaan ek nie halfhartig daar op die masjien lê tot doen so 12 reps en rus 'n bietjie doen 12 reps nie. Vandag gaan ek oefen tot ek sweet, tot dit brand. En dan sal ek gaan swem. Girls, ons mors ons geld, ons mors ons tyd. Ons klaam tot ons vet is, klaam tot ons nie ons klere pas nie. Ek het so vet geraak, julle verstaan nie. Ek het eers weer klere wat my pas nie. Ek moet Lucas se klere dra. Dit is embarrassing. Ek het 'n paar flippin goedjies wat ek aantrek en dis dit. En ek is verslaaf aan kos. Kyk hier, I'm addicted to food, maar dit net 'n sekere tyd van die dag en dis in die nag, so ek moet gaan slaap. In elk geval, Lucas sê, ek sê nou die dag vir Lucas, hy gaan die hek moet begin toesluit, want ek vreet die yskas leeg elke aand. As almal slaap, dan vaar ek in hierdie yskas in en ek eet alles vir haar, tot die botter het al sy gat gesien. OK, so, 136 kg. Dis verskriklik. Ons kan nie meer menopause die skuld gee nie, ons kan nie meer, kom ons wees net maar eerlik en noem dit wat dit is, ons is lui, né? Want my bed te lê en die mense om ons rond te jaag om goeders vir ons te bring die hele tyd is nie 'n plan nie. So dit nou einde kry. Pak die gym sakkie. Lig jou menopausal boude van die bank af. Sê dankie Here dat jy nie gestremd is nie en dat jy nog 'n kans het en dat jy geldjies het om vir kos mee te koop vir jouself. Al is dit min, het jy ietsie. Wees dankbaar vir wat jy het en kom ons werk met wat ons het om gesonder te word, sodat ons goed kan doen vir God se kinders wat dit die nodigste het wanneer hulle ons nodig het. Want daar gaan 'n tyd kom in jou lewe wat iemand dalk, soos wat nou gebeur het in my lewe, iemand wat ek voor lief is het 'n nier nodig. Ek kan dit nog nie skenk nie want ek is vet. My bloeddruk is te hoog. Ek eet ongesond, ek slaap nie. Mag miskien compatible wees, maar ek kan dit nie. Ek weet nou al. Dokters gaan vir my lag want ek's vet. So God het vir ons geroep om groter dinge te doen in sy koninkryk. En daai man wat langs die bad van Bethesda gelê het, wat daar gelê het en gesê het hy wag vir iemand om in die bad in te stoot want hy wil gesond raak. Kos, ons kan nie daai man wees nie. Die Here het nie hom gesê, wag, kom ek help jou en ek sit jou in die water nie. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Jesus het hom gesê, tel op jou bed, staan op en loop. En ons het nie 'n keuse nie. Vandag moet ons beddens optel, opstaan en loop. Want hier is die waarheid, niemand gaan jou kom red nie. Nie eers Jesus gaan jou kom red nie. Jesus het klaar jou gered aan die kruis gesterf. Hy het sy deel gedoen, girl. Nou is jou beurt om jou deel te doen. Hy gaan jou nie kom magically optel en maar maak en gesond maak nie. Net jy kan daai doen. En net ek kan hierdie doen. Dit sal nogal cool wees om dit saam te doen. So as jy nou tot hierso toe geluister het, los jou nommer in die kommentaar as jy wil aansluit by Kobai Vet Noise, vrek cheap. Dit is R100 per maand. En jy kry keto en low carb en mediterrane, jy kan kies wat se eetplan jy wil hê. En daar's so 'n klinieksuster wat jou help en allerlei fancy goed, Bybelstudie en klomp ander goede. Maar gemeenskap is wonderlik en alle ander dinge, maar as jy dit nie jou kop gaan regkry nou saam met my, laat ons hierdie ding deurtrek nie, dan weet ek nie, ons gaan doodgaan. My kind is nog te jonk om my kus te dra. Sy is. Alright, hier gaan ons. Baie Vet Noise.